Ons is in hierdie reeks Gloria in Excelsis Deo. Eer aan God in die hoogste, van die vertaling sê hemele. He is the exalted one. Hy is heel bo, supreme controller. En ons gaan deur 4 gesange of liedere in Lukas, en daarso is die Latynse name, die ouens wat die Latynse Bybel geskryf het dit so vertaal, en ons is vandag by die engele koor wat in die veld verskyn het. Toe die skaapwagters, die shepherds daar buite Bethlehem was. En dis die eerste een wat ons vind in Lukas 2, so ek gaan lees vanaf vers 8, Luke 2 verse 8, up to about 15, we'll touch on a few extra verses. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing wat in die oop veld gebly het en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn en die hemelse glans van die Here, the glory of God, het rondom hulle geskyn. So dit was aand 10:1. Hulle het geweldig groot geskrik. Soos altyd die mens se reaksie is wanneer daar so bonatuurlike verskyning is. Die glorie van God. By the way, God tone down sy glorie in hierdie oomblik, anders sal dit die mens verwoes. Hierdie liggame van ons is nie gereed om dit te sien nie. So hy tone it down. Die glorie van God skyn om hulle. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Ek bring vir julle die goeie boodskap, die evangelie in verbale vorm. Dis wat dit beteken. Ek bring vir julle die evangelie. Vandag is daar vir julle, het julle al agtergekom, daar's 'n paar aan hulle, vir julle, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser, Christus, die Here gebore. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Die herberge was vol. Daar was 'n sensus. Dit lyk so bietjie soos Henties Baai. Dis daai selfe vibe hier oor Desember. Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof. Gloria in excelsis Deo, of eer aan God in die hoogste, en vrede op aarde vir die mense, is nie vir almal nie, vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe en gaan kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Dis Lukas 2. Het jy al 'n Bybelvers gelees? Wees gou eerlik, moenie jok nie. Kerk, jy's in die kerk. Het jy al 'n Bybelvers gelees en gou soos, hoekom is dit daar? Wat is die sin van hierdie sin? Dis amper asof ons kan hom maar uithaal en dinge sal aangaan, soos 'n geslagsregister. Het julle al daardeur gelees, of Levitikus, sny die duif in die helfte en ons loop daardeur. Wat gaan nie aan? Daar's soveel rykdom in die skrif, dat elke vers sal jou verstom laat staan. As jy begin krap, as jy begin vra, as jy begin mediteer, dan gaan jy sê, wow. En as jy klaar wow gesê het, het jy nog net die oppervlakte van daai skrif geraak aan. Die skrif is onuitputbaar. En as ons vandag aan hom klim, wil ek jou herinner daaraan. En ek wil vinnig vir ons bid en vir die Here sê, Here, maak asseblief ons oë oop. Geef vir ons vandag nuwe hoop, want dis die hoofdoel van hierdie reeks, is dat ons met 'n sang, met 'n lied, met hoop, met vrede, met vreugde buite daai deure gaan leef. Want baie van ons het leeg geloop hier aan die einde van die jaar, soos 'n bad wat leeg loop, en jy het net gehoor. Reg?
So kom ons bid en vra die Here dat hy hierdie aan ons sal openbaar. Here, sal U deur U goedheid vandag vir ons hoop gee. Jesus, U is die prins van vrede, sal U vir ons U vrede gee. Nie die wêreldse nie, U se vrede. Heilige Gees, sal U vir ons die vrug van vreugde in ons lewe gee wat onuitputbaar is, Here. U het gesê, hierdie goeie nuus is 'n bron van vreugde. Maak ons weer vol vanoggend, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Hier is die eerste vers, wat toe ek dit lees, toe sê ek soos, ja, okay, ek is nie seker wat ek hieruit kan kry nie, wat leer ek van God hieruit, dit is net die ene, daar was skaapwagters in dieselfde omgewing, en hulle het hulle skaapies opgepas, hulle het bietjie daar in die veld gebly, ek sê, great, ek ken dit van jongs af, ek het dit al gehoor, dit wil voorkom, asof ek nie veel oor hierdie vers gaan kan sê, oor die goedheid en die grootheid van God nie. En toe vra ek bloot die vraag, en dis wat ek jou wil bemoedig, ook hierdie Desember, vat die skrif, vra. Hoe stupid jou vraag ook al mag lyk, vra dit. Hier was my vraag. Hoekom skaapwagters? Hoekom nie skrynwerkers nie, houtwerk, dit sou ook vir my swaalf gepas het. Hoekom oop velde? Hoekom daai selfde omgewing? Die skaapwagters was op die rand van die samelewing, meaning social outcasts. Die aard van hulle werk het gemaak dat hulle in die veld gebly het. Hulle het nie in die veld gaan werk soos baie van ons en teruggegaan nie. Hulle het in die veld gebly. Die heel eerste ding wat hulle moes doen is hulle moes hulle skape oppas. En ons ken van dit in Namibië. Hier's roofdiere en mense wat jou goed wil vat. Selfde daai tyd. En hulle moet dit oppas. Dit beteken, en as jy skape het en hier rondom 'n dorp bly, sê jy iets van dit weet. Jy slaap nie regtig so vas nie. Jy is waaksaam. Presies wat alle gelowiges nodig het. Waaksaamheid. Jesus sê in Matteus 24:42, julle moet waaksaam wees. Julle moet wakker wees. En hierdie herders is 'n perfekte beeld van dit. Daar's diewens en daar's goed wat dit wil kom opeet. Wees waaksaam. Jy weet nie wanneer die dag is wat Jesus kom nie. Dis hoe my herder verskyn, die tema van waaksaamheid, vat die Heilige Gees, hy vat 'n highlighter en sê, ouens, onthou waaksaamheid. Amazing. Die tweede ding is, hierdie social outcasts moes in die veld gebly het, wat beteken dat hulle kon nie ten volle deel gehad aan die samelewing nie. Ook nie die godsdienstige samelewing nie. Hulle was nie onder 'n fariseërs ban gewees nie, maar die aard van hulle werk was dat hulle was hier op die kant gewees. Hulle het nie regtig 'n plek gehad om hulle koppe neer te lê nie. Hulle is in hierdie wêreld gewees, maar nie regtig van daai wêreld nie. Die perfekte herder, Jesus ook. Onthou julle wat Jesus eendag gesê het? Ek wil vir jou dit lees, Lukas 9:58. Jakkalse het gate, die voëls in die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Daar's geure van hierdie herders wys vir ons die perfekte herder wat kom. Social outcast word deelgemaak. Tweedens, offergeure, nuance. Weet jy wat se nuance? Dat dit so smaakie, dit is so aroma van offers. Hierdie skaapwagtertjies pas nie enige skape op nie. Hierdie einste lammertjies wat hulle oppas, hulle is net daar buite Bethlehem. Bethlehem 5 km van Jerusalem. Hierdie einste skape gaan geslag word as lammers vir die offers in die tempel. Min wetend, hulle gaan binnekort hoor van die perfekte finale lam. Die een wat Johannes gesê het, kyk, hier is die seun van God, die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Offergeure. Dis hoekom herders.
Nommer 4. Hierdie ouens is in die aand besig om in die donker te stap. Daar was nie selfone met selfoonliggies nie en hulle het ook nie kopflitsies gehad nie. Dis net die hemelruim. Hulle is in die donker. En hierdie goeie nuus verskyn aan hulle. Daar's 'n skrif in Jesaja 9, die volk wat in duisternis ronddwaal, het 'n groot lig gesien. Dit wys vir ons, God het 'n hart vir mense wat in die donker stap, om lig aan hulle te wys. Dan is daar 'n skrif in Micha. In Micha 4 vers 8 wat sê, die koningskap, jy kan dit self gaan lees, gaan na hierdie kudde toring, hierdie herderstoring, hierdie herders sou buite Bethlehem was daar 'n koppie met 'n toring op en hulle sou dit gebruik het om so oor die skaap te kyk. En in Micha, jare terug, is daar die koningskap gaan teruggaan na hierdie toring toe. Dit gaan hier gebeur, hier by Bethlehem. Micha 4 vers 8. In dieselfde omgewing, dis Bethlehem, ons het nog nie eens begin preek nie, ons kyk nog net een skrif, wat skynbaar weglaatbaar gelyk het. In dieselfde omgewing, wel daar was 'n probleem, Josef en Maria was nie in daai omgewing nie, want Josef is nou in Nineve. Hoe kom hy in Bethlehem? Daar's 'n koning, 'n keiser, Augustus. Hy sê daar moet 'n sensus kom. Eerste sensus in 'n lang tyd. En almal moet gaan na van waar af hulle kom. Josef kom van Bethlehem. Vir ons lyk dit soms of wat om ons aangaan, of ons planne, of ons bepaal waar ons is. Maar in hierdie skrif word ons bloot herinner, God is die een in beheer van geskiedenis. Dis 150 kilos weg, 3 tot 7 dae se reis, hoogswanger vrou, wat is die waarskynlikheid dat hierdie Ou Testamentiese skrif gaan waar word? Wel, daar's 'n keiser, God is bo hom, hy beheer hom, hy sê okay, doen dit. Hierdie selfde omgewing, Bethlehem. Bethlehem word genoem die broodmandjie van Jerusalem. Binnekort word die brood van die ewige lewe daar gebore. En as jy van hierdie brood eet, sal jy vir ewig lewe. Is dit nie vir jou amazing, dat dit kom uit, daar was skaapwagters wat in die oop velde gebly het, in dieselfde omgewing was. Dis dit. Ek wil jou bemoedig, om hierdie vakansie, Jock of Hagen, iemand het dit gebid vanoggend, om nie van die Here te gaan vakansie hou nie. Vat jou Bybel, bestudeer jou Bybel, mediteer op die woord, vra en jy sal verbaas staan oor die grootheid van die woord. Dit is wat ons nodig het. Dis wat ons onderhou. Ons leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit God se mond kom. Vers 9 sê, 'n engel van die Here het aan hulle verskyn, en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn, hulle het geweldig groot geskrik. Die glorie van God het in 'n oomblik om hulle geskuif. Glorie, hierdie hele gedeelte word aan mekaar vasgehou deur hierdie woord glorie. Die glorie van God verskyn in werkwoordvorm, dis wat die engele doen, gloria in excelsis, eer aan God, hulle glorify, en dan later kom hierdie woord weer voor. Wat is dit? Dit is die majesteit, dit is die gewig van wie God is, dis die intrinsieke waarde van wie hy is, wat in 'n oomblik skyn om hierdie mense. Dit is God wat sê, ek openbaar my aan gewone mense. Social outcasts. Dit is vreesaanjaend om te sien. Dis hierdie selfde glorie wat in Exodus die tabernakel gevul het. Onthou julle dit? Die selfde glorie in 1 Konings 8 wat die tempel vul. Tempel, tabernakel, the sanctuary. Dis die selfde glorie wat nou verskyn wat op Jesus rus, want hy is God. Ek wil dalk vir jou hierdie versie lees. Hebreërs 1:3, hy's nie daar nie, Marshall, maar luister net. Hy's die uitstraling van God se heerlikheid. Of his glory. Dis Jesus. En die ewebeeld van sy wese. Hy is God. Die essensie is dieselfde. Al is hy so klein in daai krib. Dit gaan altyd my verstand te bowe. So, Jesus in daai krib, ten volle God.
En dan nou die dag by die kinders se dans daar in Windhoek, toe sing iemand of een of ander dans van Maria that kissed the face of God. Can you imagine that? Man, maar hierdie heerlikheid skyn. En dan is dit dieselfde heerlikheid wat volgens Efesiërs 3:21 deur die kerk, the saints, uitgestraal moet word hier buite. Die glorie van God verskyn in die tempel, the sanctuary. Jy kan een aangaan. Maar in the sanctuary, it's on the Savior, Jesus, and then it moves to the saints. Ons moet wie hy is, sy intrinsieke waarde reflekteer. Kan jy sien die beweging van die glorie van God? Elke goeie geskenk van bo moet teruggedraai word na glorie aan God. Sien jy die beweging? Die glorie van God. Dis hoekom jy bestaan. Dis hoekom ek bestaan. Om glorie aan God te bring. Hoe kry jy deel aan die glorie van God? Want almal wat in hierdie wêreld inkom, sê Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en het nie deel van die heerlikheid of aan die heerlikheid van God nie. Dit ontbreek. Sonde het dit gebreek. Nou hoe kry jy deel aan die glorie van God? Romeine 5 vers 2 sê dit vir ons mooi, genade het verskyn, dis hierdie prentjie van die herders, genade het verskyn, die engele, die goeie nuus het verskyn, en deur dit, deur geloof, omdat ons genade gesien het, deur geloof, kan ons nou deel hê, sê die skrif, vers 5:2, Romeine 5:2, aan die heerlikheid van God. Het jy al gedink, dat jy en ek kan deel hê aan die heerlikheid, die glans van God, wat eeue terug verskyn het aan herders, wat uitstraal uit Jesus, wat ons kan deel hê. And we become part of it by being justified. That's it. Genade, geloof. Maar dit is beter as net jy kan deel hê in dit. Jy kan groei in die glorie van God. Mens noem dit heiligmaking. Die Heilige Gees bewerk iets in ons wat ons van heerlikheid tot heerlikheid, from one degree of glory to a next degree of glory, wat soos ons die heerlikheid van God aanskou. Dis ons hele lewensdoel, om meer te word soos hy. Baie keer die fout wat ons kan maak in Kerstyd is, dat ons bestaan om hom te eer, to glorify, en ons dink sang alleen. Ons het nou gesing, lekker saam Gerard en Liana, nou het ons gestop, nou worship ek eer hom nie meer nie, want ek sit nou. Meer as die liedere wat ons sing, gaan dit oor die mense wat ons word. It's not just worshiping, it is becoming. Onthou jy die oproep aan die disippels? Kom volg my en ek sal, I'll make you, I'll transform you. Ek gaan jou meer soos my maak. Man, en wanneer ons meer soos Jesus raak ons eer net meer en meer en meer en meer aan hom. Heiligmaking word die beste beleef in gemeenskap. In ander mense wat ook moet groei. Saam met ander mense wat moet groei. Moet jou nooit isoleer en dink, man, dis ek en God en ek gaan meer soos God word nie. Nee. Jy het mense nodig om jou wat naby genoeg kom, wat die slegte uit jou sommer ook kan uitbring, want nou irriteer hy my, want Verstappen gaan alweer wen. En hy moenie wen nie. Vrystaat, ek en jy dit in gemeen. Maar ons bestaan om glorie aan God te bring. Bring jou woorde glorie aan God. Bring jou gedagtes glorie aan God. Bring jou besluite glorie aan God. Bring jou prioriteite glorie aan God. Alles
bestaan om hom te glorify. En in my lewe beteken dit dan, daar's aanpassings, daar's sanctification wat moet plaasvind. Vers 10 sê, toe sê 'n engel vir hulle, moenie bang wees nie, kyk ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Die hele volk in hierdie konteks is die Jode, is Israel. Maar jy weet dat God onder die nuwe verbond kom herdefinieer wie sy volk is. Mense van ver, mense wat nie deel het aan hierdie nie, aan die Jode, hulle gaan nou deel word. In 1 Petrus 2 vers 9 en 10 gebruik Petrus dieselfde woorde wat in die Ou Testament aan Israel gebruik word en sê, julle is nou chosen, royal, my besittings, want God het genade aan julle bewys en julle het geloof gekry. Moet nooit vergeet, hierdie genadegroep raak groter, soos genade bewys word en geloof ontvang word. Dis nie een volk nie. Dis 'n volk, dis 'n mens aan die einde wat niemand kan tel nie wat voor hom staan. Openbaring 7. Wat niemand kan tel nie, van elke volk, kultuur en nasie. En dan staan daar, dit sal 'n bron van groot vreugde wees. Sê gou vir die persoon langs jou groot vreugde. En dan sien jy wat ek sien. Groot vreugde. Dis al beter. Megas, dis die woord. Megas joy. Wat beteken megas? Dis daai verskriklike dierroomhuis. Ek en jy het dit nou saamgedruk. Maar dis nie hy nie. Megas beteken oorweldigende, groot, mega. Het ons dit nog? Het jy dit dalk verloor deur die jaar? Hierdie megas joy is 'n joy wat net Christene kan beleef. Hoor gou dit. Dis net Christene kan dit beleef. Hierdie goeie nuus is 'n bron van megas joy en hier sou jy dit beleef. God, en dis presies wat die woordjie genade hier beteken. Hy leen in jou lewe. Amen. Halleluja. 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 Ek kan net die maatjie gee, dan gaan Tannie aan. Nou, hy leen in jou lewe in, en omdat hy ingeleen het in jou lewe, nou moet ek wegstaan, as jy nie hoor nie, omdat jy inleen in jou lewe, besef jy, hy het my beter hanteer as wat ek verdien. Jy herken dit, elke dag. Ek kyk terug op 'n jaar en ek sê, dis guaranteed waar vir my. En omdat dit is, omdat ek besef, hy het my gered, hy het my beter hanteer, is daar 'n blydskap. Dis nie 'n oppervlakkige blydskap nie, dis nie 'n blydskap wat 'n droë jaar by jou kan steel nie. Dis 'n blydskap op die fondasie van die verlossing. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, Bethlehem, die broodmandjie. Hoor gou sy name. As verlosser. Christus, die Here. Daai klein babietjie. Verlosser. Savior. Die een wat jou uit sonde in veiligheid in 'n verhouding in hom red. Dis wat dit beteken. Verlosser. Christus, dis 'n titel, beteken die gesalfde, the anointed one, die redder. En dan daai laaste ene, Here, hier's wat dit beteken, supreme controller. Ek en jy dink ons is in beheer, he is the sovereign supreme controller. Hierdie kindjie is vandag vir julle gebore. Vers 12, dit sal vir julle 'n teken wees, julle sal 'n pasgebore baba kind vind in doeke toegedraai en in 'n krib lê. Skielik, ek probeer my die scene in leef. Een engel, that's crazy, nou is die klomp engele, that's overwhelming, en hier's wat dit beteken. Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof. Hemelse menigte beteken army. An army of soldiers. Engele lyk nie weak nie.
is hierdie menigte op daai berge om Bethlehem en hulle sing net eer aan God in die hoogste hemele en vrede vir die vrede op aarde in wie hy 'n welbehae het. Men as jy dink daai herders was bang met een engel, imagine, overwhelmingly. Maar hier's wat ek vat uit dit. Die geboorte van die verlosser Christus Here sal nie gaan sonder lof nie. Dit sal nie gaan in hierdie wêreld, sal dit nie gebeur. Al slaap die hele Bethlehem. Al is almal besig met 'n sensus. Dit sal nie gaan sonder dat daar engele en mense is wat die glorie van God sien en dit besing nie. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle dit het ons gelees. Eer aan God in die hoogste, dis Gloria in excelsis Deo, en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Dit sal 'n bietjie anders geval het op die oor daai dag, maar as jy gaan een aan. Gaan vir julle nou van daai vriend iets sê. Maar vrede op aarde, dit beteken nou, ons moet mooi verstaan, wat beteken daai woord vrede? Want is nou beskikbaar, en is vir 'n sekere groep mense beskikbaar in die wie hy 'n welbehae het. Die aan wie hy guns bewys het en nou in good standing, goodwill is met God. Daar's vrede hierso. Dis wat dit beteken. Hoe kry jy dit? Genade verskyn, geloof word ontvang en jy het vrede met God in verhouding. Maar daar was 'n ou keiser Augustus, daar sien jy wat 'n selfie wat hy geneem het eendag wat goed gepreserveer is vir ons deur die eeue heen, maar hierdie ou het buitengewone leierskap eienskappe gehad en hy was 'n verskriklike goeie administrateur. En onder hom het die Romeinse ryk uiteindelik 'n ongekende tyd van relatiewe vrede en stilte en rustigheid beleef in hierdie Middellandse See en die Mediterranean area. Alles oor hierdie ou. Hy het so ver gaan, hy het wat daar staan, 'n Pax Romana, 'n Roman peace ding ingestel, dat jy kan redelik travel, maklik en veilig. By the way, dit sou 'n sleutel geword het vir Christendom om baie vinnig te versprei. Dankie Jesus, dat jy selfs ongelowiges gebruik om jou gospel se deure oop te maak. Dit sou 'n relatiewe, veilige, vredevolle tyd gewees het, alhoewel die Jode nog steeds gebuk gegaan het onder vervolging. En jy kan dit dink, daar was 'n sensus. Hoekom hou hulle sensus? Wel, een van die redes is tax. Het jy 12 geword onlangs? Ja, jy het 12 geword. Dankie, ons tax jou. 'n Vrou 12 jaar ouer, baie dankie, julle kan dit sommer net hier vir my bring na die tyd, dan tax ons jou. Jy kan dink hoe het hulle vir Levi gehad. Weermag inname. Okay, wie kan vir ons gaan veg? Die Jode was gelukkig vrygestel van dit, maar dit is wat daar aangaan. En so as die engele kom en sê vrede vir julle, dan val dit anders op die oor, want daar was relatiewe rustigheid. Maar hierdie vrede is nie Romeinse vrede nie. Wat is Romeinse vrede? Romeinse vrede is uiterlike vrede. Dis vrede wat 'n bietjie rustigheid om jou het en almal soek dit. Het julle dit al agtergekom? Almal soek dit en baie keer in 'n politieke figuur. Of dit nou Trump is of dit nou Obama is en jy kan aanhou en aanhou. Mense soek dit. Maar hier's die ding wat jy moet weet van Romeinse vrede. Dis uiterlik en is tydelik. 70 AD. Paar jaar daarna word Jerusalem verwoes deur die einste mense. Die tempel word afgebrand. Almal wat hulle hoop sit in Romeinse vrede, rustigheid om my, sal teleurgestel staan. Of dit nou geld is waarin jy jou vrede wil sit, of dit nou goed is waarin jy jou vrede wil sit, of dit nou Henties Baai is, of Swakopmund, of Windhoek, waar jy jou vrede gaan soek, dis tydelik. En jy sal teleurgestel staan. Rus is goed. Maar hierdie vrede is nie 'n Romeinse vrede nie. Hierdie is die prins van vrede, wat Jesaja sê, wat vir jou sy vrede gee. Kan jy gou imagine Jesus, job description, is jy met my?
Jy moet sterf en jy gaan skuldig staan vir al die sondes van die hele wêreld, al die verkrachtings, al die moord, al die leuns, al die oorloë. Jesus, jy. Hier is jou job description, gaan van my aarde toe. Ek weet nie van jou nie, maar Emma sê my, wat sê Emma? My onderarms lek. My onderarms lek, net as ek daaraan dink. As dit my job description was. En imagine gou Jesus, die mees angslose 2 paar voete wat hierdie aarde nog ooit geloop het. Geen vrees, vrede. En Jesus sê, okay, ek gaan vir jou my vrede gee. Arianei. Die Ou Testament Shalom. Dis nie net die afwesigheid van oorlog nie. Dis die aanwesigheid van 'n harmonie wat jy kan beleef met God en met ander mense en almal om jou, omdat hy nou in jou is. Dis sy vrede. Dis wat hy vir sy disippels agterlaat en sê, wel, ek laat my vrede vir julle agter. Al kry julle swaar, moenie worry nie. Ek het hierdie wêreld oorkom. Het jy daai vrede of settle jy vir Romeinse vrede? Romeinse vrede kan jy bietjie by Henties Baai kry. Jesus se vrede kry jy by die Heilige Gees. Man, as ek al hierdie goed so luister en ek lees dit, dan wil ek saam met die engele begin sing, eer aan God in die hoogste hemele, dat hy al hierdie goed vir ons bewerk het. Vers 15. Laaste vers. Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar, kom ons gaan reguit na Bethlehem toe. Reguit, dringendheid. En gaan kyk na wat gebeur het. Hoe weet julle dat dit gebeur? Wat se proof het julle? Geloof. We don't live by sight. We live by faith. Elke woord van God. Hulle het nog nie die verlosser gesien nie. Hulle het net woorde gehoor. Is dit hoe jy jou woord nog steeds hanteer vandag? En wat die Here aan ons bekend gemaak het. Kom ons kyk na wat gaan gebeur het. Kom ons gaan reguit. Daai woordjie bekend gemaak is amper soos geopenbaar. Ek het gehoor, die goeie nuus het gekom en dit is bekend gemaak. In daai skrif, wie doen die bekendmaking? Dis nie 'n moeilike een nie. Dit gaan jou ook wakker hou, so probeer saam my werkie. Wie maak bekend? Die Here. Dis wat daar staan, die Here maak bekend. Daai woordjie bekendmaking, as jy hom bietjie gaan opsoek, beteken, it is a dynamic, God-initiated, Christ-centered, Spirit-empowered disclosure, hoor dit, that creates, shapes and sustains the people of God. You need it, I need it. Nou as jy spyt jy nie geluister by bekendmaking nie. It shapes you, it sustains you. Sonder dit sal ons tot niet gaan. Dis nie net die hoor van die goeie nuus nie, dis die openbaring van wat dit regtig beteken wat ons nodig het en net God kan dit doen. En as hy dit doen, beweeg die goeie nuus jou altyd. Dit gee vir jou 'n nuwe rigting vir jou lewe. Toe ons so 2-3 weke saam 'n paar ander ouens oor hierdie skrif praat, toe vra een van die ouens, ek wonder wat het hulle met die skape gedoen? Kom ons gaan reguit. Ek weet nie. Dit is, jy kan daar gaan oplees. Ek is nie seker wat daar gebeur nie. Maar dit gee vir jou 'n nuwe rigting vir jou lewe. Geloofsgehoorsaamheid is 'n woord wat Paulus gebruik in Romeine. Dit is gesê, ek glo dit, ek doen dit. Jesus, as u woord dit sê, geloofsgehoorsaamheid. Die evangelie beweeg jou altyd. En dan vers 16 het sommer net gesê, hulle het haastig klaargemaak. Is jy nog haastig om te gehoorsaam?
of gehoorsaam jy môre? Ja, ek weet ek moet vergewe, maar al is die ou of die vrou hier by die kerk, ek sal môre vir hulle WhatsApp stuur. As jy en jou vrou vassit, nee, ons sal môre jammer sê. Kom die duiwel aan. Ek sluit af met vers 17. Nadat hulle hom gesien het, dis nou na hulle dit gedoen het, het hulle aan almal gaan vertel. Die evangelie beweeg nie net jou voete nie, maar jou lippe. En jy gaan vertel vir almal. Paar weke terug is ons met 'n ding in Windhoek, so 'n musiekding, en ons klomp mense wat ek nie ken nie, en na die naweek hou ek soos, ek het nie vir een mens, nie vir een van Jesus vertel, of eers 'n vraag gevra oor Jesus nie. Completely gemis. Die evangelie, as ons besef hoe goeie nuus dit is, moenie net ons voete beweeg nie, maar ons lippe beweeg. En ons moet vir almal waar ons teekom vertel. En dan vers 20, die skaapwagters het teruggekeer, terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Het jy opgelet toe die engele verskyn het die skaapwagters nie saam gesing nie? Hierdie social outcasts, wat so gewoond was om nie aan die godsdienstige lewe deel te neem nie, is maar weer so bietjie op die kant, hulle sien dit gebeur. Maar toe hulle Jesus sien, toe hulle dit sien, toe dit bekend gemaak word, toe hulle besef die waardigheid van hierdie een, toe stap hulle daar weg en hulle bevind hulle in goeie company, 'n nuwe gemeenskap, 'n hemelse gemeenskap wat altyd sing, 'n gemeenskap wat jy en ek eers gaan leer ken iewers in die hemel, as ons voor die troon van God staan, voor die lam en sê, waardig, 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 en die multitude, man, dis 'n ewige gemeenskap. Daar was sekerlik 'n verlange van gemeenskap in daai herders, daai social outcasts. Maar die evangelie maak ons deel van iets groters, van 'n ons, wat voortdurend sy naam moet besing. En hulle is so dankbaar en so bly. Hulle word deel van die vredegemeenskap, van die vreugdegemeenskap, van ek het als, want ek het hom. Ek wil afsluit deur vir jou te vra, vrede en vreugde, het jy dit? As jy gered is en jy dit verloor, wil ek weer vandag bid. Die laaste 3 weke bid ons vir dit, dat die Here dit sal kom opvul, want hierdie is 'n bron van goeie nuus, onuitputbaar. Kan ons vir dit bid? Ons sluit die oë. Here, sal U vanoggend kom en volmaak met U vreugde, volmaak met U vrede, op grond van 'n bekendmaking van hoe goed U is, hoe groot U is. Here, as ons nog nie die gewigtigheid van U grootheid verstaan het nie, sit dit nou in ons. As ons nog nie besef hoe goeie nuus hierdie is nie, Heilige Gees, herinner ons nou. Here, en as daar iemand is wat U nie ken nie, Here, maar ons ken daai mense. Ons sien hulle dalk vandag, ons sien hulle dalk môre, ons sien hulle dalk hierdie vakansie. Here, as hulle nie U ken nie, Here, ons weet, U stuur nog altyd boodskappers. Nou is dit nie engele nie, maar is gelowiges. Dis ons. Ons is die wat moet gaan verkondig. U is die een wat bekend maak. Ons moet net verkondig. Heilige Gees, sal U nou 'n naam op ons harte sit, waarmee ons moet gaan praat hierdie vakansie. Met die hoop
dat hulle ook hierdie prysende gemeenskap 'n lid van sal word. Dat U hulle sal red. Ek bid dit in Jesus naam. En almal sê amen. Mag jy voller word van vrede, oorloop van vreugde en hoopvol lewe, want jy en ek, soos die herders, as jy gered is, sal ook hierdie Jesus sien, van aangesig tot aangesig.